wil ek baie graag met jou gesels oor soet-suur woorde. Ek het hier voor 'n bottel asyn en ek het 'n emmertjie heuning. Daar's 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, jy vang meer vlee met heuning as met asyn. En dit beteken, jy kry baie meer reg met mooi, sagte, soet woorde, as met 'n geskel en 'n geskree en 'n geraas en aggressie. Dis beter om sagter en rustiger en met liefde op te tree, soet soos heuning, as om te beklei die hele tyd en die suur van die asyn uit te bring. So ek wil graag met jou praat vanoggend oor hierdie soet-suur woorde, die verskil tussen heuning en asyn. En daar's nogals heel wat verse in die Bybel oor heuning. Die eerste vers wat ons kry in die Bybel oor heuning is toe Moses by die brandende bos kom en die Here praat met hom. Ons lees dit in Eksodus 3 vers 7 en 8. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en heuning. Ons weet hierdie term van die land van melk en heuning beskryf voorspoed, seën, guns. Dis 'n goeie plek waar die Here sy volk gaan seën. Dis waarvan dit praat. Dan lees ons in Psalm 119, dis die Psalm wat gaan oor die woord en die kosbaarheid van die woord. In vers 103 staan daar is niks beter as u woord nie. Dit is soeter as die soetste heuning. Die woord van God is ons lewe, dis ons lig. Dis in hierdie selfde Psalm vers 105 daar staan, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die woord van die Here gee ons rigting, dis ons maatstaf, dis soeter as heuning. In Spreuke 16 vers 24 sê, aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens. Woorde kan goed wees vir siel, gees en liggaam, soos heuning. So ons weet, heuning praat van iets wat mooi is, iets wat voorspoed gee, iets wat pragtig en geseënd is. Dis waarvan heuning praat. Maar dan praat die Bybel ook baie duidelik oor asyn. Ons lees in Spreuke 10 vers 26, soos asyn teen die tande, soos rook in die oë, so is 'n lui mens vir iemand wat hom 'n opdrag gee. Baie frustrerend en irriterend, kan jy net dink, asyn op die tande, dis daai suur, slegte gevoel. Dit is al die mammas wat vandag hier is, wat sal weet, as jy vir jou kind gesê het, vir die 3de keer, maak asseblief jou kamer aan die kant. Pak asseblief jou kaste reg en niks gebeur nie. Dis soos asyn op die tande vir 'n mamma, nee. Maar ek dink die slegste en die bekendste en die hartseerste vers wat ons oor asyn in die Bybel lees, is toe Jesus aan die kruis hang. In Johannes 19 lees ons, ek het dors en daar het 'n kan vol asyn gestaan. En hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Die laaste smaak wat Jesus in sy mond gehad het, voordat hy gesterf het vir my en jou aan die kruis, was die suursmaak van asyn. Want hy het sonde geword vir jou en my. Daardie suursmaak van asyn verteenwoordig die sonde wat op hom gelê is ter wille van ons verlossing. So asyn simboliseer alles wat sleg is, wat hard is, wat suur is, die sonde, die vloek in hierdie lewe, en die heuning praat oor die seën in hierdie lewe. Nou met dit in gedagte wil ek op Moedersdag baie graag vir julle 'n storie uit die Ou Testament vertel, wat gaan oor 'n ma en haar seun. Hierdie verhaal speel af ongeveer 1100 jaar voor Christus. Dit was in die tydperk toe Israel het nou klaar die beloofde land ingeneem, hierdie land wat oorloop van melk en heuning, en die grondgebied is klaar tussen die stamme verdeel.
Daar is nog van die stamme wat nie al hulle grondgebied ingeneem het nie, wat nog van die vyandige nasies moet uitjaag uit hulle grondgebied, maar die verdeling is klaar gedoen, die volk bly nou in die land van melk en honing, en die stamme het elkeen hulle grondgebied. Dis in hierdie tydperk waar die volk het nog nie 'n koning nie, hulle word deur rigters regeer. Nou dis in hierdie tyd wat ons vir Micha ontmoet. So lees saam met my, in Rigters 17, vers 1 tot 2, staan daar was 'n man met die naam Micha, wat in die Efraimsberge gebly het. Op 'n dag het hy vir sy ma gesê, ek het gehoor hoe ma die persoon vervloek as syn, wat daardie 13 kilogram silwer van ma gesteel het. Wel, hier is dit terug, want ek is die een wat dit gesteel het. Mag die Here jou seën, heuning, omdat jy dit teruggegee het, my seun, het sy gesê. So hierdie mamma het baie geld verloor. 13 kilogram silwer het weggeraak, dit was baie geld in daai tyd. En sy het die persoon vervloek wat haar geld gesteel het, en haar seun het dit gehoor, en hy was die skelm wat die geld gesteel het. Nou bring haar seun die geld terug, maar mamma het nie geweet, dis haar geliefde seentjie wat die geld gevat het, toe sy die vloek uitgespreek het nie. En nou wil sy die vloek omdraai en sê, eintlik het ek bedoel, jy is so geseënd, want jy het dit teruggebring. Maar ons weet, Spreuke 18:21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en dan gaan hy aan om te sê, die een wat dit gebruik, sal die vrugte daarvan pluk. En ongelukkig kan jy nie net 'n vloek afsny met 'n seën nie. Daai woorde is uitgespreek en die vrugte daarvan moet gepluk word. En die vrugte hiervan, in hierdie storie gaan ons sien hoe dit gepluk is. Want jou woorde kan soet soos heuning wees en seën wees, maar jou woorde kan ook suur soos asyn wees en 'n vloek wees. En in hierdie storie van Micha wil ek sommer begin om te sê, papas, mamas, oumas, oupas, seuns, dogters, almal in hierdie plek, wees versigtig met jou woorde. Want jou woorde het 'n effek op jou lewe en ander mense se lewens. So hier bring Micha nou sy ma se 13 kilogram silwer terug, want hy's bietjie bang vir die vloek. Ek weet nie wat sy gesê het nie, maar hy was bang genoeg om die geld terug te bring. En hy bring die geld terug. En nou voel mamma baie sleg oor sy eintlik 'n vloek oor haar eie kind uitgespreek het. Sy probeer dit regverdig en regmaak met 'n seën. En dan staan daar, sy het hierdie 13 kilogram silwer gevat en sy het dit aan die Here gewy. Gesê, Here, ek het dit nou teruggekry, ek wy dit aan U. Toe vat sy 2,5 kilogram van die 13 kilogram na 'n silversmid toe. En die silversmid kry die opdrag en mamma van Micha sê, maak vir my 'n afgodsbeeld. En sy gee die afgodsbeeld van 2,5 kilogram silwer vir haar seun Micha om in sy huis te gaan sit. Hierdie storie is verwarrend. Eers vloek sy haar seun, toe seën sy haar seun. Toe gee sy die geld vir die Here en toe gaan maak sy 'n afgodsbeeld met daai geld. Dit is baie verwarrend. Was dit nou eintlik vir die Here? Was dit nou vir afgode? Is hierdie nou 'n gevloekery of is dit nou 'n geseënery? Wat gaan nou eintlik hier aan? En as ek en jy net 'n oomblik eerlik is met onsself, dan gebruik ons ook soet en suur woorde. Dan kan ons lewens ook partykeer in die een asem iets goed sê en die ander asem iets sleg. Kan ons die Here eer op 'n Sondagoggend en in die week het ons afgode wat ons aanbid. Ons kinders is partykeer ons afgode. Ons geld, ons sport, die dinge waarmee ons besig is, wat belangriker as God is, kan partykeer 'n afgod word. En 1000 jaar na hierdie storie skryf Jakobus, Jesus se boetie, vir ons die volgende, en hy sê in Jakobus 3 vers 9 tot 10, partykeer loof daardie tong ons Here en Vader, en ander kere vloek dieselfde tong mense wat na die beeld van God gemaak is. Dit beteken dat lof en vloek uit dieselfde mond kom. Dit kan tog nie so wees nie, my broers en susters. Maar dit is vir ons ook partykeer so. Dat hierdie selfde tong heuning en asyn kan uitspoeg. Dat hierdie selfde tong seën en vloek kan bring. Dat ons met hierdie lewe in die een asem God kan eer, en die ander asem God kan verraai. Ons doen dit baie maklik. So Micha kry toe by sy ma 'n afgodsbeeld. Hy gaan maak toe vir homself nog 'n klomp afgodsbeeldjies en hy sit dit in 'n kamer in sy huis en hy maak 'n hele heiligdom
van hierdie kamer. In Micha se huis is daar nou sy eie tempel met sy eie afgodsbeeldjies en hy stel een van sy seuns aan as die priester vir hierdie afgode. En na rukkie is daar 'n priester wat uit Bethlehem uit verby Micha se huis kom. Ek dink Micha se huis was op 'n baie besige roete geweest daar in die berge. Want hierdie priester, 'n regte leviet, kom by sy huis verby en hy slaap die aand daar by Micha hulle oor en Micha bied hierdie priester 'n werk aan. Hy sê vir hom: "Ek bied jou 'n werk aan, ek betaal jou, jy kan by ons bly, ek sal vir jou kos en klere gee. Wees my eie persoonlike priester en dien my hier in my afgode hier in my huis en wees ons gesin se priester." En ons lees in Rigters 17 vers 12. Micha het die leviet as priester gewy. Hy het sy persoonlike priester geword en in Micha se huis gebly. So hier in Micha se huis is daar nou 'n hele tempeltjie, 'n kamer met al die afgodsbeelde, hy het sy eie priester, hy het sy eie afgode, hy het sy eie godsdiens wat hy daar beoefen. Daar was een van die stamme van Israel wat sy naam Dan was, die stam Dan, D-A-N, Dan was hulle naam. Nou hierdie stam het nog nie al die grondgebied ingeneem wat God vir hulle gegee het nie. En noord van Micha se huis was daar 'n stad Laias. En dit was een van die stede wat in Dan se grondgebied geval het. En hulle wou daai stad gaan inneem. So hulle stuur toe 5 verspieders. Julle onthou Josua was mos 'n verspieder, 5 spies om te gaan kyk hoe lyk daai stad. Sal hulle hom kan inneem? Maar tussen waar die dam staan gebly het en die stad wat hulle wou inneem, is Micha se huis in die berge. So hierdie 5 verspieders kom toe verby Micha se huis. Hulle slaap die aand oor daar by Micha, hulle Israelitiese boetie en hulle sien hierdie priester, hulle sien hierdie heiligdom, hulle sien wat in hierdie huis aangaan. Hulle gaan na die stad Laias, hulle sien nee, hulle gaan baie maklik hierdie stad inval. Die mense is nie paraat nie, hulle het nie bondgenote nie. Hulle gaan terug na hulle stam Dan toe. Hulle kry 600 gewapende manne om hierdie stad te gaan inval. En hierdie 5 verspieders, saam met hulle 600 gewapende manne uit die stam van Dan, trek nou om die stad te gaan haal, te gaan inval. En hulle trek weer by Micha se huis verby. Luister wat gebeur toe hierdie keer. In Rigters 18 vers 16 lees ons: Die 600 gewapende soldate het buite by die deur gaan staan. Die 5 mans wat die land gaan verken het in die huis ingegaan en die afgodsbeeld en die afgodsbeeldjies en die skouerkleed gevat. Die priester het by die deur gestaan. Toe hy sien wat die 5 mans doen, het die priester vir hulle gevra: "Wat maak julle?" "Bly stil," het hulle vir hom gesê. "Hou jou mond. Kom saam met ons, dat jy ons raadgewer en priester kan wees. Wat is vir jou beter, om een man se priester te wees, of om 'n priester te wees vir al die mense van 'n stam in Israel? Ons bevorder jou. Jy gaan nou die priester van die hele stam van Dan wees." Hulle kom steel daai afgodsbeeld, die afgodsbeeldjies, en hulle vat die afgodsbeelde van Micha saam met sy priester, saam met hulle om die stad Laias te gaan inval. Hulle oorweldig die stad, hulle neem die stad in, hulle laat kom hulle vrouens en hulle families, en die stam van Dan bly noord van Micha hulle in hierdie stad van Laias. Maar toe Micha later by die huis kom, en agterkom sy afgodsbeelde is weg, toe is hy opstandig en hy's agterna, hy soek sy afgode, hy soek sy priester. En dan lees ons in Rigter 18 vers 26, Micha het gesien dat hulle vir hom te veel is om aan te val. Hy het toe maar omgedraai huis toe. So het die mense van Dan die beelde gevat wat Micha gemaak het en ook sy priester. En daar in die stad Laias aanbid die stam Dan die afgode wat Micha gemaak het. Luister hoe eindig hierdie storie. In Rigters 18 vers 30 en 31 staan daar: Die mense van Dan het die afgodsbeeld vir hulle daar in Laias opgerig. Jonathan, die seun van Gershom, 'n afstammeling van Moses, en sy nageslag was die priesters vir die stam Dan. Dit het so gebly totdat Dan in ballingskap weggevoer is. Solank as wat God se heiligdom in Silo was, het Dan hulle afgodsbeeld aanbid wat Micha gemaak het. So ek het in die begin vir julle gesê, hierdie storie speel af 1100 jaar voor Christus. Ons weet dat in die jaar 722 voor Christus is die stam Dan in ballingskap geneem. So as jy jou sommetjie maak,
is dit 378 jaar. Dis amper 400 jaar lank wat hierdie afgod in hierdie stad aanbid is. Nou in daai tyd het hulle so gewerk, hulle het vir elke 20 jaar 'n generasie bereken, want die mense het vroeg kinders gehad. So jy kon sê op 20 het 'n vrou ten minste al haar oudste kind gehad. So elke 20 jaar is 'n nuwe geslag gebore, 'n nuwe generasie gebore. Dit beteken dat amper 20 geslagte lank het hierdie afgod aanbid, wat gemaak is deur wie? Micha se ma. Dis waar dit begin het. Al hierdie mense, al hierdie geslagte aanbid 'n afgod wat by een vrou begin het. Ons lees in Rigters 17 vers 4 en 5, nadat hy die silwer aan sy ma terugbesorg het, het sy so wat 2,5 kilogram daarvan gevat en vir 'n silversmid gegee om 'n afgodsbeeld te maak. Dit is toe in Micha se huis gesit. Mama, jy mag nooit jou invloed onderskat nie. Dit kan geslagte lank duur. Maar nie net mamas nie. Elkeen van ons se woorde het invloed. Dit kan 'n vloek wees soos asyn of dit kan 'n seën wees soos heuning. Ons optrede het invloed, nie net op onsself en ons kinders nie, maar ook op nageslagte wat hierna kom. Ek wil jou vanoggend waarsku, die manier hoe jy die Here dien, gaan bepaal hoe jou kinders die Here dien, hoe hulle kinders die Here dien, hoe hulle kinders die Here dien. Of die manier hoe jy nie die Here dien nie, kan ook 'n voorbeeld wees vir nageslagte om te kom. Ek het hier voor vanoggend The Treasury of Spurgeon. Dit is 'n kommentaar wat Charles Spurgeon geskryf het. In 1885 het hy dit voltooi. Dis volumes wat hy geskryf het oor Psalms. Hy het kommentaar geskryf oor Psalms. So die eerste druk van hierdie boeke is uitgegee in 1885. Nou Charles Spurgeon word beskou as the Prince of Preachers. Hy is net 'n fenominale man gewees wat soveel openbaring uit God se woord gehad het en hy het baie geskryf, baie gepreek en ons is bevoorreg dat hy vir ons baie kommentare gelos het en hierdie is so kosbare kommentaar oor Psalms. So in die vroeg 1915s, 1920s rond het ons in Suid-Afrika ook weergawes van daai Treasury of David wat Spurgeon geskryf het begin druk. En hierdie spesifieke volume is in 1945, in Desember 1945, vir my oupa, deur sy gemeente waar hy 'n pastoor was, gegee om dankie te sê vir getroue diens. Dis 80 jaar terug. In die eerste een is dit so mooi ingeskryf, Desember 1945 aan ons broer Johnny Du Plessis. Dit was my oupa se boeke. 80 jaar terug het hy dit as 'n geskenk by sy gemeente gekry waar hy 'n pastoor was. En hierdie boeke het vir jare en jare in ons studeerkamer toe ek op skool was, in ons huis gestaan, want my pa het dit geërf. My oupa is oorlede, toe was ek maar 10 jaar oud. Maar net so 'n paar jaar terug, dit was net voor COVID, toe besluit ek gaan deur hierdie boeke werk. En ek het Bybelstudie aangebreek vir die vrouens oor Psalms, en ek het dit uit hierdie boeke uit voorberei. En ek het op die kosbaarste notas afgekom, wat oupa aan die kant geskryf het met potlood, en boekmerkies en papiertjies wat my oupa nog geskryf het in hierdie boek. So hierdie boeke is vir my simbolies van die nalatenskap wat ons vir ons kinders ook kan los. My oupa was 'n pastoor, ek ken nie sy pa nie, ek het hom nie geken, maar my oupa was 'n pastoor, ek was 10 toe hy oorlede is, en sy nalatenskap het voortgeleef in my pa se lewe. En my pa het my geleer hoe om Jesus te dien en te aanbid. En vandag het ek die voorreg om deur oupa se woorde te werk, en ek is die 3de generasie wat Spurgeon se kommentare gebruik, en ek hoop deur my lewe en my heuningwoorde kan ek my kinders leer, en sal hulle eendag hulle kinders kan leer. Kan julle verstaan hoe ons woorde as sein of heuning kan wees, wat nie net ons eie lewens nie, maar generasies se lewens kan aanraak? So ek wil spesiaal vir al die mamas sê vandag, mamma moet nooit ophou bid nie, moet nooit ophou om die voorbeeld te stel nie, moet nooit ophou met die seën van heuning wat jy oor jou kinders se lewens spreek nie. Daar is 'n baie spesiale mamma in die Bybel.
Toe die engel aan haar verskyn en sê, jy gaan die ma word van die seun van God, was haar reaksie die volgende. In Lukas 1 vers 37 lees ons dat Maria het gesê, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan, volgens u woord. Die dag toe Maria uitvind, sy gaan Jesus se mamma word, het sy besef, niks is vir God onmoontlik nie, en omdat ek weet, Here, niks is vir u onmoontlik nie, plaas ek my wil en my planne ondergeskik aan u. Laat dit met my wees, volgens u woord. En ek dink, Jesus het baie in sy huis gehoor. Niks is vir God onmoontlik nie. Ek dink Jesus se mamma het hom geleer, in hierdie huis is God se wil eerste. In hierdie huis dien ons die Here en doen ons dinge op God se manier. In hierdie huis is die Here se plan, dit wat belangriker is ons plan. Want 33 jaar later, aan die einde van Jesus se lewe, herhaal hy amper woord vir woord die woorde van sy ma. Toe hy in die tuin van Getsemane is en hy bid die nag voordat hy gekruisig word, sê Jesus in Markus 14, hy het gesê, Abba Vader, alles is vir u moontlik. Maria het geweet, niks is vir God onmoontlik nie. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Laat dit met my wees, volgens u wil, volgens u woord. En vandag, as ons dit bereken op 25, wat die meeste vrouens hulle eerste kinders kry, is dit nou al 80 generasies na Jesus. En ons sê vandag nog steeds, niks is vir God onmoontlik nie. Laat u wil geskied, Here. Ons bid nog steeds Maria se gebed, Jesus se ma se gebed, wat sy vir haar kind geleer het, niks is onmoontlik nie. Die soet woorde van afhanklikheid van God, van sy plan. En dis waarmee ek vandag vir jou wil bemoedig, mamma. Ons sien dit nie altyd nie, maar ons woorde, ons optrede, saai saad in ons kinders se lewens. En ons sal die vrug dalk pluk, en as jy dit nie sien in jou leeftyd nie, bly die Here vertrou, dat dit nie net in jou kind se lewe sal bly nie, maar in hulle kinders en hulle kinders in generasies wat kom. Mag ons Maria mamas wees, nie Micha se mamma nie. Ons wil nie vloek nie, ons wil nie asyn soos op tande sit nie, dis nie wat ons wil doen nie. Ons wil nie die smaak van sonde in ons kinders se monde los nie. Nee, ons wil vir hulle wys, niks is by God onmoontlik nie. Ons glo, u wil en u plan is die beste. Kom ons gaan so sit en dan bid ons saam. Here, ons besef in hierdie mond is daar soms asyn en heuning. En soos Jakobus vir ons so duidelik gesê het, kan ons partykeer seën en vloek met dieselfde tong. Vandag wil ons net eers weer vir u kom vra, asseblief, sit 'n wag voor ons mond. Here, asseblief help ons om te dink voordat ons praat. Help ons om die soet voorbeeld te stel vir ons kinders, ons kleinkinders, ons generasies wat volg, dat hulle in ons lewens sal weet, ons glo dat niks is vir God onmoontlik nie. En in ons lewens is u wil belangriker as ons eie wil. Help ons om voorbeelde te wees van mamas wat heuningwoorde spreek, maar vir elkeen in hierdie plek vandag. Here, asseblief, dat die Heilige Gees ons sal herinner, dat asyn woorde se oes moet ook afgehaal word van die land. Help ons asseblief, Here. Ons het u genade nodig. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Ek wil baie graag vir julle 'n vers lees, om net hierdie woord van vanoggend vas te maak in jou gees. En dit staan in Deuteronomium 30 vers 19. Daar staan, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek julle voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag.